Jou sielskoffie met 'n verskil. Ek sit die naweek met my dagboek en beplanning doen vir 'n nuwe seisoen wat in my lewe aanbreek. En ek besef skielik dat daar slegs 2 maande van hierdie jaar voorlê tot en met Desember. Vir 'n oomblik kan ek nie lekker sin maak hoe ek daaroor voel nie, want Desember is altyd so 'n kosbare en opgewonde tyd van see-vakansies en 'n rus om weer asem te kan skep vir die volgende jaar wat voorlê. Aan die ander kant weet ek nie hoe 2024 so vinnig tot hier gekom het nie, want dit voel soos gister wat ons hierdie jaar begin het. Tog het daar so baie in hierdie jaar gebeur, emosionele op- en af oomblikke, uitbundige geluk oomblikke en selfs hartseer oomblikke. En in my gees ervaar ek 'n openbaring wat soveel duidelikheid vir my gee oor hierdie lewe. Die Gees kom lê 'n gedagte in my oor vakansie. Wat as ek en jy hierdie lewe sien as 'n vakansie? As kinders van God leef ons in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Die meeste van ons gaan hou vakansie ten minste 1 keer 'n jaar. En vakansie hou is weg van ons huis af, op 'n ander plek. So, as koninkrykskinders hou ons vakansie in hierdie wêreld, want hierdie wêreld is nie ons huis nie. Ons huis is by God. Op 'n vakansie is daar ook altyd die kans vir teenspoed, soos voertuigprobleme, 'n fratsongeluk of 'n misverstand met jou vakansiebespreking. Daar's soveel dinge wat ook op jou vakansie kan verkeerd loop en jou planne heeltemal omvergooi. Soveel te meer in hierdie wêreld waarin ons leef, is daar teenspoed en uitdagings. Maar ons uitkyk op hierdie uitdagings is van kardinale belang wat ons sal maak of breek in sulke tye. Wanneer ons nuwe mense op ons vakansie ontmoet, vra ons gewoonlik waar kom hulle vandaan? Jou en my huis is dalk in Kaapstad, Johannesburg, Durban of die Limpopo. Dis egter ons tydelike tuiste. Daar waar ons ingeburger is in 'n gemeenskap, daar waar ons veilig voel en ten volle kan leef. Maar moet nooit vergeet waar jou ewige tuiste is nie. Daar waarin jy sal terugkeer as 'n koningskind. God het gekies om ons hier te plaas, omdat hy 'n plan vir my en jou lewe hier het. Daarom het ek besluit om my mindset oor hierdie lewe te verander en hierdie lewe te beskou as 'n vakansie waarin ek avonture, goed en sleg, sal ervaar, maar ook besef dat dit nie vir altyd sal aanhou nie. Net soos 'n seisoen wat begin en eindig, sal die goed en die sleg ook 'n begin en einde hê. Ook my lewe hier het 'n begin en einde, waarna ek sal terugkeer na my ewige huis. Ons uitkyk, optrede en groei op ons vakansie hier vereis egter 'n metgesel. Dis tog nie lekker om alleen op jou avonture te reis nie. Neem Jesus in hierdie lewe as metgesel saam. Hy is tog die een wat hierdie vakansie vir jou moontlik maak. Saam met God sal dit die wonderlikste tyd wees, al is daar uitdagings. Saam met die koning sal jy plekke besoek waar jy nooit so kon droom jy sal uitkom nie, want hy het jou gekies vir hierdie lewensvakansie. Kies jy hom as jou metgesel? Die lewe hier
is 'n geskenk van bo. En soveel keer beskou ons hierdie lewe as te veel, meer as wat ek kan hanteer, of nou het ek genoeg gehad. Kom ons hou op om ondankbaar te wees oor watter uitdagings oor ons lewensvakansie kom, en sê eerder elke dag dankie vir nog 'n geleentheid wat God vir ons gee om die lewensvakansie hier te kan leef en geniet. Want dis ten spyte van alles 'n geskenk uit God se hand. Die koning van die heelal wat my en jou gekies het om die lewe hier te geniet en hom in alles wat ons beleef te ontdek as ons saligmaker en metgesel tot hy ons weer kom haal. Mag jou lewensvakansie opwindende seëninge inhou en ander rondom jou oortuig om ook hulle vakansie hier te kan geniet met God as hulle metgesel. Tot volgende keer.